Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en ons gesels internasionale en plaaslike nuus saam met Jana Marx vanoggend. Goeiemôre Jana. Goeiemôre Jen en die kykers. Jana, ons begin sommer by meneer Trump wat gesê het nee, wat hulle kom nie Suid-Afrika toe vir G20 beraad nie. Ja, hy boikot amptelik nou die G20, maar die beraad sal voortgaan soos beplan, dis die goeie nuus. Trump het Vrydag aangekondig dat geen Amerikaanse amptenare hierdie 2-dag beraad later in November gaan bywoon nie. Hy het op Truth First geskryf, dis 'n totale skande dat die G20 in Suid-Afrika gehou sal word. Afrikaners word vermoor en geslag en hul grond en plase word onwettig gekonfiskeer. Dis nou wat hy geskryf het. En te eenvoudig net gesê niemand gaan dit bywoon nie. Dit kom ten spyte van herhaalde pogings van die regering om te wys dat hier nie die waarheid is nie, dat daar nie van enige waarheid in die volksmoord steek nie. In September het Trump wel nog gesê sy visiepresident J.D. Vance sal in sy plek kom, maar lyk my dit gaan ook nou nie meer gebeur nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge het die naweek gesê Trump se plasing is betreurenswaardig. En hulle het net weer eens die beweringe oor die vervolging van Afrikaners ontken. En die presidensiële woordvoerder, dis Vincent Magwenya, het gesê Trump se skuif het geen implikasies vir Suid-Afrika se leierskap of presidentskap van die G20 nie. Kyk, hoe dit maar werk is, daar was 'n klomp vergaderings reeds gewees, hulle het reeds oor 'n klomp goed gestem, daar word sekere verklaringe gemaak by hierdie leiersberaad, maar al die onderhandelinge is eintlik afgehandel en Amerika was reeds deel daarvan. So, dit beïnvloed nie regtig die uitkoms van die verklaringe wat dan nou gaan plaasvind, later in November nie. Ja, daar's baie mense wat ook sê dat die sluiting van die regering, die Amerikaanse regering, moontlik tot Trump se besluit kom bydra. Dit is nie seker of hulle amptenare werklik nou mag reis nie. Maar nietemin, ons gaan G20 hou sonder Amerika, blyk dit. En dis Amerika al hoe meer onttrek van die res van die wêreld, of dit nou is by die G20 of dit is by onttrek van betrokke by die eie federale staat, of dit nou is by omgewingsooreenkomste, of dit voel asof Amerika al hoe meer eensydig raak en wegtrek van die wêreld af. Interessant. Maar nou ja, dan moet ons praat oor Black Friday specials. Kyk, want dis in November. Almal hou van 'n winskoopie. Verstaan jy? Swart Vrydag. Maar nou sê jy mense maar versigtig raak, want die klein handelaars smokkel met jou kop. Ja, dis my oulik, die vers 24 noem dit 'n meestersklas in verbruikersielkunde, wat ek dink presies is wat dit is, want ek is ook altyd baie opgewonde as dit 1 November slaan. Ons weet dis nie meer net Swart Vrydag nie, dis nou Swart November. Die winskoopies loop gewoonlik die hele maand, so dit is 'n goeie tyd vir Kersgeskenke en dies meer. So die berig sê ook, jy weet, dit gaan oor huishoudelike geldelike stabiliteit wat bedreig word, want mense bestee soms roekeloos, hulle dink nie daar's nog 'n hele November maand wat voor lê en nog 'n Desember vakansie nie. So daar's 3 sielkundige taktieke wat blykbaar gebruik word. Dit is my baie interessant. Ek dink mense weet van hierdie goed, maar jy sien dit nie noodwendig swart op wit nie. Hulle praat van die afslag-effek. Dis mense wat voel hulle moet 'n produk koop, want weet sielkundig voel hulle gaan iets misloop as hulle nie die produk op afslag koop nie. Dis net nou op 'n special, nie môre of gister nie. Jy weet, jy moet nou koop. En dan natuurlik, soos hulle sê, die FOMO aanbiedinge. Dis ook net vir 'n beperkte tyd, soos ek net gepraat, van die afslag effek, maar hierdie gaan oor 'n beperkte tyd wat dit beskikbaar is. Dis net vandag, dis net, jy weet, hierdie maand, koop dit nou. En dan skaarsheidbemarking. Daar's slegs 50 items oor. Met ander woorde, jy dink as jy nie nou gaan koop nie, gaan dit môre uitwees. Baie interessante tegnieke agter hierdie winskoopies wat 'n mens dink, maar net gebeur, maar dit is eintlik nogal, jy weet, dit is goed deurdag. Die navorsing wys daar Suid-Afrikaners is redelik versigtig. Hulle kyk byvoorbeeld na buigsame betaalopsies, soos die lay-bys, nê. So betaal net so bietjie nou, betaal dit in paemente af, en vir al die jonger verbruikers wil eerder hê iets moet bekostigbaar wees. Hulle dink bietjie verder as om nou alles te oorbestee. Dan is daar 6 wenke wat in Netwerk 24 met ons deel. Betaal jouself eerste, met ander woorde, betaal jou uitgawes, maak seker jy het al November se rekeninge betaal of jy die geld weggesit vir daai rekeninge voordat jy jou daai lekker ding koop wat jy graag wil hê.
En skep 'n begroting vir Swart Vrydag. Ek dink mense is geneig om, jy weet, nie verder te dink nie, te dink jy koop op in die oomblik, maar as jy weet daar's net R4.000 beskikbaar, dan gaan jy net daai geld gebruik. En gebruik realiteitsprogramme, soos, jy weet, die Discovery Miles, die Discovery Miles is baie lekker, of e-bucks, of wat ook al, of as jy praat van winkelrealiteitsskemas, die loyalty schemes by die winkel self, wat baie keer ook lekker afslag gee in hierdie tyd. En wees versigtig om op krediet te koop, dan oppas vir scammers. Ek dink, dit is 'n baie groot ding, ook veral in Suid-Afrika, waar ons hierdie SMS'e begin kry en hierdie, soos ons sê, charlatans, probeer misbruik maak van jou opgewondenheid in die Swart November tydperk en probeer jou scam. So ja, onthou ook, Desember kom nog, jy wil nog Kersfees vier, daar gaan ook ander uitgawes wees. Moenie nou al jou geld plaas nie, maar is ook lekker om nou al 'n paar Kersgeskenke te kan koop. En ek dink die vraag is altyd, het ek dit regtig nodig voordat jy sê koop? Jana, dan moet ons gesels oor ongelukkig iets wat heeltemal te veel gebeur in ons land en dit is bendegeweld. En hierdie gaan spesifiek oor bendegeweld in Westbury, waar Netwerk 24 ook berig, dit is baie erg in Westbury, ons gaan nou praat daaroor, maar tog sê die kenners, dit is nog nie so erg soos in die Cape Flats nie. As ek dink, wat ek nou gelees het oor Westbury, ek kan amper nie dink hoe erg dit dan moet wees in die Cape Flats of in die Kaapse vlaktes nie. En dit is Eldred Fortuin wat so gesê het, hy is die waarnemende hoof van die Johannesburg Metropolisie. En dit kom nadat City Press Sondag berig het dat Sean Karelse, hy's gemeenskapsleier, beweer daar is die laaste jaar so wat 70 mense wat kinders insluit in Westbury en Johannesburg doodgeskiet. Hierdie syfers moet nog geverifieer word. So hoe dit werk is die Metropolisie bied bystand vir die polisie om hierdie om bendegeweld op te slaan. Dan sê Fortuin ook misdaadintelligensie moet versterk word sodat bendebedrywighede aangespreek kan word. En dan sê hy 'n interessante ding dat hy vermoed die Kaapse bendes werk saam met die Johannesburgse bendes, want bendes opereer nie in silo's nie. As jy jou nommers bendes in die Kaap het, hier is ook nommers bendes in Johannesburg. So, en ek wonder of ek dink hulle werk noodwendig op verskillende groepe saam nie, maar waar groepe verskillende plekke, selfde groepe verskillende plekke is, daar werk hulle saam. Dit is baie kommerwekkend dat jong mense meer by skietvoorvalle en goed betrek word. Baie jong mense sluit net by bendes aan, soos dit al gehoor by voormalige bendeleiers en bendelede. Hulle sluit nie net by bendes aan omdat hulle misdadigers wil wees nie. Hulle sluit ook aan omdat hulle nood ervaar. Die bendes sê dalk ons gee vir jou kos, ons gee vir jou 'n geldjie. Hulle soek dalk 'n plek om te behoort omdat gesinsstrukture nie is wat dit moet wees nie. En vanweë hoë werkloosheid, jy weet, hulle wil dalk nie net leeg lê by die huis nie en besluit, kom ons word deel van iets wat vir iemand saak maak, hoewel dit nou 'n misdaad kartel is. So ja, die misdaadkenner het ook in Netwerk 24 gesê, korrupte polisie speel 'n groot rol om hierdie bendes aan die lewe te hou. En dan weet ons ook die waarnemende polisieminister gaan maandag Westbury en Reigerpark besoek, is 'n hele rits aanvalle daar. En ek gaan ook met raadslede en so meer vergader. Dis goed, laat hulle 'n bietjie aandag daaraan gee, dis hoogtyd. Ja. Dan moet ons praat oor na raming omtrent 2 miljoen Zimbabweërs wat in Suid-Afrika is en geld terugstuur huis toe, geld wat hulle families absoluut afhanklik is van en hoe daardie transaksiekostes besig is om te eskaleer. Ja, ek dink as jy in Gauteng bly veral is die kans baie goed dat jy 'n Zimbabweër in jou diens het op een of ander manier en hulle is uiteraard hier in Suid-Afrika om geld te maak, omdat die dinge ook so swaar gaan in Zimbabwe. Nou moet daai geld teruggestuur word, maar die kostes om dit terug te stuur is ontsettend hoog. So lydens 'n tegniese verslag moes Zimbabweërs verlede jaar gemiddeld 12,7% se transaksiekoste betaal om R200 na Zimbabwe toe oor te plaas. En daardie koers is 4 keer hoër as die G20 teiken van 3%. Suid-Afrika kom nie naby daai 3% nie. Ons praat hier van duisende rande in fooie. Zimbabweërs is ook die grootste groep, of die grootste ontvanger van geldsendings vanuit Suid-Afrika in die hele SADC, streek. En
Die oordragte was bykans 9,6, amper 10% van Zimbabwe se BBP in 2023. So dis 'n enorme bedrag van Suid-Afrika wat Zimbabwe toe gaan omdat die mense hier werk. Sure. So as jy nou reg gesê het ook, dit is, jy weet, daar's die sensusopname wys daar so amper 800,000 Zimbabweërs in Suid-Afrika, maar is baie moontlik eerder nader aan 2 miljoen en omtrent die helfte van al die migrante in Suid-Afrika wat van Zimbabwe se afkoms is. Nou, een van die redes hoekom dit so duur is omdat Zimbabweërs lief is vir kontant. Die kontant word dan nou vervoer. Jy kan nou dink, hoe kry jy nou kontant in Zimbabwe? So daar is allerlei dienste wat hierdie kontant moet vervoer en die dienste dra 'n hoë risiko met hierdie kontant. So dit is een van die redes. En dan natuurlik ook nie net, daar is ook nie net 'n liefde vir kontant nie. Baie Zimbabweërs, vir al die papierwerk nie op datum is nie, kan nie bankrekeninge kry nie. So dan word hulle genoop om kontant te gebruik. So dit is maar 'n groot probleem en 'n mens voel baie jammer vir die mense want hulle kom al die pad om hier te kom werk, om 'n beter lewe te soek vir 'n gesin wat miskien tog in Zimbabwe is. En ek praat uit my eie ervaring van mense wat by ons werk en die geld, hulle verloor die helfte van daai geld as hulle hom oorstuur. Ja, Diana, ek stem saam. Ek voel ook baie jammer vir sulke mense in hierdie omstandighede wat uit desperaatheid alles terugstuur en vir maande lank nie hulle familie sien nie. Mense wil nie dit sien nie. Dan moet ons gesels oor amptenare wat ontvoer word. Ja, dit voel van dit dis elke tweede dag deesdae in die nuus. En in hierdie geval is die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke wat Vrydag aand ontvoer en aangerand is voordat hy Saterdagoggend naby Rabie Ridge weer afgelaai is. Die woordvoerder Henry Mutami sê die senior amptenaar was op pad huis toe onbekende aanvallers sy voertuig onderskep om ontvoer en hom gestrand laat nadat hulle op sy selfoon en sy skootrekenaar gesteel het. Sy naam word nie bekend gemaak nie weens veiligheidsredes. Hy het toe reg gekry om by die polisiekantoor uit te kom en daar 'n saak te open. Dis nie seker wat die motief is nie, maar die NVG sê wel, die tydsberekening en die aard van die aanval wek ernstige kommer. Dit is amper vir my hierdie epidemie deesdae, waar die oomblik as jy betrokke is by die onthulling van korrupsie in hierdie land, word jou lewe bedreig. Dit is absoluut skreiend. Dan is daar ook mense wat glad nie by dit betrokke is nie en wat se selfone en rekenaars elke dag gesteel word en wat ook aangehou word en aangerand word. So mense ons sal maar wag met die ondersoek en kyk wat gebeur daar. Maar ons is maar 'n land van geweld en heuning. Dan moet ons gou vinnig praat. Ons tyd is amper verby, maar ons moet vinnig verwys na die DA ministers. Agter die skerms is daar redelike opspraak met die ministers. Ja, dis omgewingsake minister Dr. Dion George. Hy is sy ministerspos kwyt nadat hy versoek van John Steenhuisen geweier het om gedemoveer te word na adjunkministerspos in 'n ander departement, in die departement van handel en nywerheid. Die pos is sedert Junie vakant toe president Ramaphosa die DA se Andrew Whitfield verwyder het omdat hy sonder toestemming oor see gereis het. Julle sal daai storie onthou. So as Dion George ingestem het, dan sou Dr. Ivan Meyer, hy is die Weskaapse LER vir landbou, dan sou hy tot minister van omgewingsake bevorder word. Maar Meyer het ook gesê nee, want dit is nogal 'n redelike belangrike pos wat hy reeds beklee. So nou is Willie Oukamp, hy is die een nasionale DA woordvoerder. Hy is aangewys as die nuwe omgewingsminister en Alexandra Abrams, die adjunkminister van handel en nywerheid. Dis ook nie seker, die berig sê ook hulle weet nie waarom Dion George afgedank is nie. Hy het gister alle navrae na John Steenhuisen verwys wat het gesê hy gaan nie antwoord nie. En ander media het berig dat daar ontevredenheid was rondom Dion George se werk in sy portfolio, maar dit rapport kon nie dit onafhanklik bevestig nie. So ja, George sal nou weer as 'n gewone LP dien, wat ook beteken sy salaris word gesny van 2,7 miljoen na 1,3 miljoen, wat nog steeds nie te versmaai is nie, sou ek sê. Daar word ook gepraat van die feit dat alhoewel George dit gesien het, een van die artikels wat ek gelees het, dit gesien het as dat hy gedemotiveer word, dat hy sou eintlik goed gepas het in die adjunkpos. Ja, hy sou ook omdat hy deel was van die DA se Federale Raad, wat uiteraard met finansies ook moes werk. So hy het 'n finansieskop, dit sou sin gemaak het om in daai pos te hê, maar vir hom was dit 'n geweldige klap in die gesig. Hy het dit gesien as 'n demotion. Het sal nou interessant wees om te sien as ons enige stories of antwoorde daar uitkry. Jana, dan kop 30 begin vandag.
Ja, COP30, dit is die Verenigde Nasies se Klimaatberaad. 143 afvaardigings sal dit bywoon. Dit is ter duisende mense. So dit is belangrik vir Suid-Afrika want ons is in ons ontwikkelende land. Die groot argument wêreldwyd is dat lande, jy weet die ryk lande wat basies al so lank besig is met industrialisasie dat hulle jy weet die klimaatsverandering veroorsaak en dat ons met ons storms en ons goed wat ons beleef, jy weet jy voel die hittegolwe, die ernstige intensiewe storms wat ons beleef, dis alles die gevolge van daai goed en so ons nie noodwendig hierdie goed veroorsaak nie, maar ons ly baie swaar daaronder. Ons het ook nie noodwendig geld om ons te beveilig daarteen nie. So dit is die tipe goed wat bespreek word op hierdie berade. Dis hierdie aanpassing of adaptation noem hulle dit. Wat kan lande doen om hulle self gereed te maak of self te beskerm teen hierdie goeters? En natuurlik klimaatsfinansiering wat altyd vir Suid-Afrika belangrik sal wees. Ons het ons eie afvaardiging ook daar wat namens ons praat oor hierdie goeters. So dis 'n ding waar dalk nie baie geskryf word of baie gedink word nie, maar is 'n baie belangrike beraad. Ons sien ook al meer hoe klimaatsverandering opduik in begrotings, want dit kos ons al hoe meer geld. So dit is belangrik om hieroor te praat en belangrik ook dat die ryk lande sal besef, ons staan nie noodwendig bakkant en bedel vir 'n klomp geld wat ons nou weer opblaas op nonsens nie. Ons het regtig probleme waar mense doodgaan weens goed wat gebeur wat ons nie veroorsaak het nie. Ja, Jana, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet absoluut 'n heerlike maandag hê en die res van jou week. Selfde. Dis Jana Marks, bly net waar jy is. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.